God is good. And all the time. Glo jy dit? Jy glo dit nog nie. Glo jy dit? Glo jy dat God goed is? Mooi, heerlikheid. Wag, laat ek hier onder kom staan. Glo jy dat die Here goed is? Want ons kan nie aangaan as ons nie glo dat die Here goed is nie. As jy nie in jou hart glo dat die Here met jou kan praat nie, as jy nie in jou hart glo dat die Here goed is nie, dan is jy net hierso vanoggend vir 'n religious tickle, 'n checkpoint. Ek het kerk toe gegaan. Maar ek glo dat ons moet kerk toe kom, ons kom by mekaar, want ons dien 'n goeie God. Amen? So sê vir die een agter jou, want jy het nou klaar vir die een langs jou gesê, sê vir die persoon agter jou, die ouens wat heel agter sit, julle kan maar vorentoe praat, sê vir die een langs, agter jou, sê vir hom, die Here is goed. Amen? Ons het altyd gesê, die Here is goed en die duiwel is vuil goed. Toe ek nou bid, toe sê ek, Lord, you are the way maker. En toe sê ek in my gedagtes, en devil, you are a troublemaker. Duiwel is 'n troublemaker, maar die Here is 'n waymaker. Amen. Hy maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Hy maak riviere waar daar nie plek is vir riviere nie. Hy maak paaie waar daar nie plek is vir paaie nie. Reg oor ons area is hulle besig om paaie te bou en te herbou, en ons het die voorreg gehad om Vrydag net so 'n bietjie met die kinders uit te ry Hermanus toe, en ons besluit toe, ons ry Franshoek pas deur. Dit was nou 'n lekker journey, sal ek sê. Roadblocks en al. Later weet jy nie in watse baan moet jy ry nie, want daar's net cones in die middel, maar albei bane is oop. Maar die mense werk aan paaie. En vandag besef ek dat die Here is besig om konstruksiewerk te doen in baie mense se lewens. Die Here is besig om konstruksiewerk in jou lewe te doen, en ons moet toelaat dat hy daai konstruksiewerk kom doen. Ons moet toelaat dat die Here in ons harte kom werk. Ons moet toelaat dat die Here in jou lewe werk. Amen. Want as die Here nie in jou lewe werk nie, gaan jy dieselfde bly as wat jy vandag is. En ek glo dat die Here wil jou bring by 'n plek waar jy kan word die man, die vrou wat hy wil hê jy moet wees. En al hoe ons dit gaan regkry is as jy toelaat dat die Here werk in jou lewe. Amen. Nou vandag praat ons oor God se goedheid, en dit is vir my so mooi, want ons is besig met 'n reeks God is, en ons praat oor al die name van God, en ons praat oor wie hy is, en hoe ons hom beter kan leer ken, want jy leer iemand ken aan sy karakter. Jy leer iemand ken aan hoe hy werk, en hoe hy operate, en hoe hy dinge doen. En reg deur die journey, toe ons begin het 'n paar, kan ek sê 'n maand of 2 maande terug, het ons begin met die name van die Here, en ons hardloop nou al vir hoeveel weke, hardloop ons oor die name van God, en ouens, ek moet vandag vir jou sê, dis maar net 'n druppel in die emmer van wie God is. God is soveel groter, soveel meer amazing as wat ons inligting vir ons kan gee. Ons het maar net, ek wil amper sê 'n skadubeeld van wie God werklik is. Maar prys die Here vir sy woord. Prys die Here vir hierdie woord wat ons kan inklim, en ons kan bestudeer, en ons kan uitvind wie is ons God. Ons moet weet wie is ons God. Ons moet tyd spandeer in die woord van die Here, en dit is al hoe jy gaan weet wie die Here is. Nou as jy die YouVision Bible app het, is jy welkom om daar onder die events te gaan kyk. Ek het die notas daar gesit. Jy is welkom om daar te gaan loer. Nou ons praat vandag oor Jehovah Tov. Dit klink so stoof, maar met 'n A klank. Tov. En ons verskillende spellings. Ek het hom nou so geskryf net dat ons dit kan uitspreek. Maar daar's 'n spelling wat sê T-O-W-B. So tongtwister. Maar die algemene naam wat ons praat van wanneer ons sê the Lord is good, dan praat ons van Jehovah Tov.
Jehovah Tav. Probeer dit gou 'n bietjie. Kom, lyk 'n bietjie soos ek. Nee, sê vir die persoon langs jou, Jehovah Tav. Jehovah Tav. Nee, Tav. Dit is so maklik hier, nee. Dis 'n bietjie van 'n bietjie water drink en dan dit mooi sê. Maar prys die Here. Sy naam is in elke taal presies dieselfde. En ek en jy kan vandag vir mekaar sê, the Lord is good. Sy naam is, the Lord is good. Jy kan ook sê Adonai Tav. Jy kan sê Yahweh Tav. Want hy is goed. Ek dink die probleem wat ons in ons samelewing het, is dat ons so gereeld kyk na die dinge wat rondom ons aangaan en ons sien al die slegte dinge raak, en dan vra ons vir onsself die vraag of hoe kan God goed wees? Hier staan soveel moeilikheid, hier soveel probleme rondom ons. Maar die Here bly goed, ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van jou emosies. Ten spyte van jou emosie, bly God goed. Dis wie hy is, dis sy karakter. So, hierdie stelling wat ons elke Sondag wat ek sê as ek bedien en ek sê God is good en julle skree terug all the time en ek sê all the time en julle skree terug God is good. Dis nie net nog 'n sê ding nie. Dis God is good all the time. Wie van julle het horlosies? Hou gou jou horlosie so dop. As jy een van daai horlosies het wat so analog, wat so hardloop, dan sal jy sien daai wysertjie hardloop die heeltyd. Elke sekonde van elke dag, elke split sekonde, elke halwe sekonde, elke minuut, elke uur, elke dag, elke week, elke jaar, elke maand, elke liewe oomblik. God is goed. Dis wie hy is. Daar's niks sleg in God nie. En dan sit baie van ons hier in die kerk en dan blameer ons die Here want dit gaan nie goed met my nie. Dan blameer ons die Here en ons sê Here, maar hoekom dit en hoekom dat? En ons bevraagteken God. En ons wil so in ons emosies wil ons vinger wys na die Here en sê maar Here, as U dan regtig goed is, laat dit goed gaan. En hierdie week toe bid ek en ek sê Here, U is werklik goed. Ek lees dit, ek sien die skrif. Here, U is werklik goed. Maar ek sien dit nie altyd nie. En dadelik kom die gedagte van Josef by my op. Josef se storie. Julle almal ken die storie van Josef. Die favorite kind in die huis. Die een met die mooi mantel. Die een wat drome, een wat wow, eendag gaan almal voor my buig. En sy broers haat hom. En God is so goed vir Josef dat sy broers hom in die put gooi. Nee, pastoor, jy moet jou woorde nou aan die ander kant omsit. En die broers was so sleg en hulle gooi hom in die put. Ja, God is so goed en hy word in die put gegooi. God is so goed en sy broer kom red hom. God is so goed en hulle verkoop hom. God is so goed en hy beland in Potifar se huis. God is so goed dat hy eventually tweede in bevel van Potifar se huis word. God is so goed dat hy in die tronk gegooi word. God is so goed dat 'n vrou hom wil verlei. En God is vir hom so goed dat hy sê nou hy en hy hardloop weg. God is so goed, hy beland in die tronk en God is so goed dat hy vir 'n hele paar jaar in die tronk bly. Maar God is so goed dat hy word tweede in bevel van die tronk terwyl hy 'n tronkvoël is. God is vir hom so goed dat die skinker die farao herinner dat daar's iemand wat drome kan uitlê. God is so goed dat Josef uit die tronk uitkom en hy voor farao kan staan en God is so goed dat hy die uitleg van daai droom kan gee en God is so goed dat hy vir Josef op die einde van die dag tweede in bevel onder farao sit en God is so goed dat terwyl alles oorvloed was het Josef wysheid gehad en God is so goed dat toe dit sleg gaan en daar hongersnood is toe het Josef die wysheid gehad om op te gaar. En God is so goed dat hy die wêreld hongersnood het. Toe stuur hy Josef se familie na hom toe. En God is so goed
dat God Israel red van 'n hongersnood. God is so goed dat die Israeliete het vermeerder. Dat God is so goed dat hulle later slawe geraak het. Ek kan aangaan. Ek kan gaan tot aan die einde. God is so goed. Die vyand is oorwin. Die punt wat ek vanoggend net wil maak is God is goed. Kom ons bid, ons gaan huis toe. Maar baie van julle sit nog binne in hierdie mindset dat as dit nie goed gaan met my nie, dan wonder ek oor God. Dat is God werklik goed? Want dit gaan dan nou so swaar met my. Dit gaan dan nou so broekskeer met my. Hoe kan God werklik goed wees? Kom ons lees Hebreërs 12 vers 28. Hebreërs 12 vers 28 sê, since we are receiving a kingdom that is unshakable. Say unshakable. It's a kingdom that's unshakable. It's a kingdom that's unshakable. We are receiving a kingdom that is unshakable. Niks en niemand kan teen God se koninkryk opstaan nie. Ja, daar gaan oorlog wees, maar niemand kan God se koninkryk oorwin nie. Want God het klaar alles en almal oorwin. Ons leef in oorwinning. Ja, maar pastoor, dit gaan nog so moeilik. Ja, maar jy leef in oorwinning. Jy moet onthou, jou God is goed. Dat ten spyte dat jy deur hierdie moeilike goeters gaan, moet jy daardeur worstel. Hoekom? Want soos wat jy deur dit werk, vorm die Here jou, skuur hy jou, maak hy jou die man en vrou wat jy moet wees. Want niemand van ons gaan groei as dit net maklik is nie. Niemand van ons gaan slimmer word as dit net maklik is nie. Niemand van ons gaan leer as dit net maklik is nie. Vra vir die kinders wat nou eksamen in die oë staar. Jong mense, jy moet leer. Mama, papa, draai gou na jou kinders en jy moet leer. Jy kan nie net agteroor gaan sit en TV games speel en TV kyk en dink alles gaan maklik wees nie. Nee, jy gaan moet leer. Jong mense sê, kyk my nou so funny aan en sê, dis nie die preek wat ons moet hoor nie. God is goed. Amen, ja, God is goed, dat wanneer jy leer, dan herinner hy jou aan alles wat jy geleer het, sodat wanneer jy voor daai eksamen sit, dat jy, dankie Heilige Gees, en jy skryf jou eksamen. Geen kripnotes in die eksamenlokaal nie, maar prys die Here, die Heilige Gees is alomteenwoordig. Moet dit nou nie hardop vir onderwysers sê nie. Liesel, ek is jammer. Jong mense, ek wil dit net vir jou sê, as jy gaan vertrou op die Heilige Gees, gaan hy jou help. Hy gaan jou help. Alright. Kan julle glo, oor 'n week maak ons matrieks klaar met skool. En dan begin hulle voorberei vir 'n eindeksamen. Dis 'n sterkte aan elke ouer. Kom ons gaan aan. En sterkte aan al die matrieks. Maar Hebreërs 12 vers 28 sê, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful. Let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Ek glo dat wanneer jy in moeilike omstandighede is en jy spandeer tyd met die Here, soos wat hierdie skrif vir my en vir jou sê, let us be thankful and please God by worshiping Him. Wat gebeur? In daai moeilike omstandighede word jou oë gerig na 'n God wat goed is. En jy beleef sy goedheid ten spyte van die storm. Dink gou 'n bietjie aan Petrus wat op water geloop het. Petrus loop op water in die middel van 'n storm. Ons het hierdie sonnaskool prentjie in ons kop dat alles was kalm water en hy het geloop op die water so plat soos wat hierdie verhoog is. Die storm was aan die gang. Dit was golwe. Hy het
nie smooth sailing gehad, la tot by Jesus nie. Dit was golwe, dit was wind, dit was moeilik. Maar hy het gestap in die goedheid van Jesus. Hy het gestap op die woord. En hy stap in geloof. En Jesus stap saam met hom terug na die boot toe, in die storm. En die Bybel sê, toe Petrus sy oë van Jesus afhaal, het hy begin sink. Wanneer ek en jy ons oë van God afhaal, die goeie God, dan begin ons sink. En ek wil vandag vir jou uitroep, ek wil vandag uitbasyn, kyk na Jesus, want hy is goed. So God se koninkryk is unshakable. En wanneer ek en jy in shaky areas is, dan kan ons opkyk na hom en ons kan vertrou op ons God, want hy is goed. Dis sy essence, dis sy karakter, dis wie hy is. Kom ons lees Psalm 100 vers 1 tot 5. Psalm 100 vers 1 tot 5. Kan ek 'n volunteer kry? Iemand wat ekstrovert is, introverte gaan nou nie hulle hande opsteek nie. Moet ek pick and choose? Ag Yuri, kom jy. As jy introvert, toe maar jy weet om ekstroverties te wees. Het julle julle Bybels oop? Psalm 100. Het julle hom daar? Wat is die eerste sinnetjie? Wat sit jy op oë op? Shout! Shout! Skree. Shout! Okay, nou daai enetjie sê shout with joy. Hoe shout? Shout! Ja! Nee. Want weet julle, baie keer staan ons so en ons staan ons in omstandighede en ons golwe en ons shakeable areas staan ons en dan sê die Here hierso vir my en vir jou, shout with joy to the Lord. Dan sê dit soos, help Here, help, ek sink. Nee, hy sê, shout with joy. Hoekom? Want joy bring jou uit jou omstandighede uit. Maar dit is so moeilik, baie keer is ons in daai omstandighede, is ons in daai moment van emosionele downcast, en dan sê, ons het nou gesing, why my soul are you so shy? Hoekom is jy so downcast? David praat met hom, sê, siel, hoekom is jy so te neergedruk? Hoekom is jy so hartseer? God is in beheer. So hy sê, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Worship the Lord with gladness. Come before him singing with joy. Luister mooi. Acknowledge that the Lord is God. Acknowledge that the Lord is God. Ons worship baie keer en dan wonder ons nog, ja, wat sing ek? Die tune is nice, die melody is nice, maar wat sing ek? Vir wie sing ek? Vir wie worship ek? Hierdie gedeelte sê vir my that we need to acknowledge that the Lord is God. Ek en jy het nie net vanoggend geworship met die hartklop van, kom ons kry die worship nou net aan die gang, kom ons kry gou die song klaar, kom ons gaan deur die emotions, en okay, die set is nou klaar, prys die Here, nou kan ons sit en ontspan en luister na die pastoor. Die mees belangrikste gedeelte van hierdie diens is die worship. Ek kan vir jou preek tot jy blou is. En jy gaan gestig wees en jy gaan 'n woord kry. Maar as jy in God se teenwoordigheid is en as jy hom aanbid met alles wat binne in jou is, dan verander jou mourning, jou sadness, it turns to joy. Hoekom? Want jy begin binne in God se karakter in worship. En daarom sê acknowledge that the Lord is God. He made us and we are his. Ons behoort aan God. Amen. We are his people, the sheep of his pasture. Enter
his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good. Die probleem wat die kerk het vandag, is dat ons is nie meer dankbaar vir dit wat die Here doen in ons lewe nie. Hoekom? Want ons sien God nie meer as goed nie. Want as jy, kom ek gooi dit gou daar buite. Jy bid dat die Here vir jou sal voorsien in 'n sekere situasie. Nou kom die Here en hy voorsien vir jou in 'n sekere situasie. Wat doen jy? Jy's full of thanksgiving. Jy prys die Here. Jy loof die Here. Jy getuig oor hoe goed God was vir jou. Maar in daai moeilike omstandighede, wanneer die Here nog nie vir jou voorsien het nie, wanneer die Here nog nie vir jou die deurbraak gegee het nie, terwyl jy nog in die storm is jy bereid om nog steeds thanksgiving te gee? Is ons nog steeds bereid om hom te prys vir wie hy is? Dis 'n bietjie moeiliker, né? Want ons koppel baie keer ons emosies aan wie God is. Of ons koppel ons emosies aan ons omstandighede in plaas daarvan om ons emosies te koppel aan wie God is. Wanneer ek my emosies koppel aan God, dan loof en prys ek hom no matter what. Ek loof en prys hom. En daar's heeltyd hoop. Want ek weet wie my God is. Dis hoekom ons hierdie reeks noem God is. God is. Dit beteken hy's nou. Môre kan ons weer sê God is, want hy is môre weer. En oor 'n jaar kan ons sê God is, want hy is dieselfde in die toekoms. God is, hy verander nooit. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good. His unfailing love continues forever, and his faithfulness continues to each generation. Wat sê dit vir my? Het sê vir my dat God se goedheid eindig nooit. Ons generasie kan wegraak. Ons generasie kan verby wees. God sal altyd goed wees. Hy sal altyd goed wees vir die volgende generasie, vir die volgende generasie, vir die volgende generasie, totdat die Here kom. En nadat die Here gekom het, gaan hy nog steeds goed wees, want dis wie hy is. Hy kan nie verander nie. Prys die Here. Maak dit jou nie net 'n bietjie bly nie. Hæ? Maak dit jou nie net 'n bietjie bly dat die omstandighede, dink gou 'n bietjie aan die probleme wat jy nou ervaar. Dat jy kan sê, U is goed. U is goed. You are the way maker. So Here, in hierdie storm staan ek. You are the way maker. Want U is goed. U is goed. U is God. He's a good God. Amen. Nahum 1 vers 7 sê, the Lord is good. A strong refuge when trouble comes. He is close to those who trust in him. Psalm 34 vers 8. En hier is 'n skrif wat ons almal ken en dit is 'n skrif wat ons al telke male vir mekaar gesê het. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in him. Taste and see. Nou, die van julle wat my ken, ek is 'n original ou. Wanneer dit kom by kos. Ons het gisteraand toe praat ons oor kulture en hulle kosse. Toe sê ek wel, ek het die kultuur van vleis, rys en aardappels. En definitief 'n pompoenkoekie of iets. Ietsie soets. Ek is nie baie lief daarvoor om in 'n restaurant te gaan sit en vreemde goed te bestel nie. Dis maar wie ek is. Ek sal dit probeer, maar as nature sal ek instap. Meneer, wat wil jy? Spurburger. Plain en eenvoudig. Nee? Daar's seker goed dat ek weet wat ek wil hê. Maar as jy my nou vat na wat 'n voorbeeld kan ek gee? 'n Griekse restaurant. Gaan ek nie noodwendig 100% wel weet wat ek gaan eet nie, want ek is maar 'n bietjie vol femies. Ek is sonder sekere goed uit.
En sê net maar 'n Griekse restaurant gaan nou baie verskeidenheid hê. Wat is die punt wat ek wil maak? O, taste and see. Dankie julle. Nou kom ek na jou toe en jy sê vir my, Rudy, daai tramazini met daai ding en hierdie ding en daai ding en hierdie ding en al daai goeters, daai gaan amazing wees. Jy gaan dit net vir my kan verduidelik as jy dit geproe het en as jy dit gesien het. Jy gaan vir my net kan verduidelik hoe dit is as jy dit self ervaar het. Nou gaan ek op jou woord, ek het die avocado uitgehaal, die tomatie uitgehaal, die eie uitgehaal, al die ander goede uitgehaal en ek het my tramazini met sy hoender. En ek eet hom en ek is soos, wow, jy was reg, hierdie tramazini met die hoender is wow, is lekker. Right? En ek eet en ek proe wat jy geproe het, nou kan ek en jy saam praat oor die goedheid van daardie kos. Ek kan saam met jou praat oor hoe lekker dit was. As jy 'n rollercoaster gaan ry, en jy ry die rollercoaster en ek kom na jou toe en ek sê, jy moet hierdie rollercoaster ry, dit is fenomenaal, dit is amazing, dit is hoendervleis. En jy klim nie op daai rollercoaster nie, gaan jy nie dieselfde kan sê as wat ek sê nie. Was die videoetjie van hierdie kind wat in 'n sling vasgemaak word. Ek weet julle almal het dit al gesien, dat hy seker goggles op en 'n helm met en hy vasgemaak en dan los hulle hom, gaan hy op hierdie foefie slide af. En hy sê, no, this can't be good, this can't be good. No. En dan gaan sy wange in die wind te blok, blaas sy lippe so op en goed. En dan it's actually good. En dan it's nice. En elke nou en dan hoor jy hoe hy net meer ekstase is van hierdie amazing experience wat hy nou het. Maar net in die begin het hy gesê, no, this can't be good. Maar toe dit eers beleef en hy eers, this is good. Nou ons kom terug na die skrif toe. Taste and see that the Lord is good. Ek en jy het nodig om te getuig oor God se goedheid. As jy God se goedheid al ooit gesmaak het, as jy dit al ooit gesien het, dan wil ek jou uitnooi, getuig daaroor. Hoekom? Want jy gaan ander mense lus maak. Selfs ek wat nie hou van avocado en tomatie en al die goeders nie, mense kleer 'n ding so in dat dit skoon lekker klink. En dat ek amper bereid sal wees om dit te probeer. Met baie oortuiging. Maar as jy vir iemand die prentjie skilder en jy maak dit vir hom mooi en jy verduidelik hoe dit vir jou was, die experience, dan wil almal dit ervaar. Ons leef in 'n wêreld wat nie meer die goedheid van God ken nie. Al hulle dit gaan ken is as ek en jy, taste and see, dit gaan deel met mense en sê, kyk hoe goed God is. Kyk hoe goed God is. Some experiences must be enjoyed to be understood. There are not words adequate to tell of them. Jy het nie die woorde amper om te verduidelik hoe amazing daai kos was nie, of hoe amazing daai rollercoaster was nie, maar jy moet dit gaan experience. En ek wil vandag vir jou uitnooi, come with thanksgiving and joy into the courts of God, so that you can experience His goodness for your life. Kyk verby die storms, kyk verby die winde, kyk verby die moeilikheid, fokus op Jesus en jy sal goedheid ervaar. Ons het gesing, His goodness will run after me. Dis in die psalms, nee? Goedheid en guns sal my agtervolg. Ek en jy moet so begin loop in die dorp. Iets agtervolg my. Jy weet, en dan gaan sit jy so skelm, dan kyk jy eers, wie is dit? Daar is niemand fisies wat my agtervolg nie, maar jy voel die goedheid en die guns. Want hoekom, wanneer jy by 'n plek instap, is al favour vir jou. Wanneer jy die Here loof en prys, dan kom die Here en hy maak vir jou deure oop en jy stap by 'n plek in en ewe skielik is die atmosfeer anderste. Want hoekom, jy het ingestap en die Here wil sy goedheid aan jou bewys. Hoekom, want dit gaan oor sy koninkryk.
Ons het nou gesing, God, you're so good to me. En ek staan daar so en ek dink by myself, yes Lord, you are good to me. But Lord, let me experience who you are. Let me experience you. Not to have the goodness for me, but to have your goodness. And because you're good, it will flood my soul. It will flood my life. God se goedheid is groot en amazing. So wie is Jehovah Tov? Wie is the Lord is good vir my en vir jou? Hierdie naam van God openbaar God se wese as goedheid. God se hele wese. Stem julle saam met my dat God is liefde? God het nie liefde nie, hy is liefde. God gee nie liefde nie, hy is liefde. Daar waar God is, daar is liefde. Julle stem saam met my. So ons kan sê God is liefde. So liefde is God. God is liefde. Okay. So ek weet deur dit wat ons net vir mekaar gesê het dat God het my lief. Amen. Kan jy sê vandag God het jou lief? Okay, die van julle wat dit nie geweet het nie, hier is vir jou 'n punchline en 'n openbaring. God loves you. God het jou lief. Net so, soos wat ons sê God se karakter is liefde. So sê ons vandag vir mekaar, God se karakter, sy wese, wie hy is goed. There is no evil in God. There is no darkness in God. There is no wrong in God. He is good. En die probleem wat ek en jy het, is ons klassifiseer God se goedheid aan die prentjie en die verstaan wat ek en jy het van wat is goedheid. En ons dink goedheid is altyd net lekker en maklik. Maar dis juist deur daai drukgang, dis juist deur daai storm wat ons kan sê God is goed. God is goed. Amen. Alright. So hy is nie net die bron van goeie dinge nie. Hy self is goed. Hy self is goed. Amen. Het julle gehoor wat ek sê? Hy is nie die bron, nie net bron van goedheid nie. Hy is goed. Okay. Kyk net vir my, daai kleintjie het nou by die deur uitgehardloop. Alles wat hy doen, word gemotiveer deur liefde. Alles word gemotiveer. Alles wat God doen hy omdat hy ons liefhet. Die kruis, wie van julle sal saam met my stem, die kruis was gross. Dit was bloed en guts. Dit was nie 'n mooi prentjie nie. Maar dit was so goed vir ons. Dit was so liefdevol dat Jesus sy lewe vir my en vir jou gegee het, want hy het gesê, ek is liefde. Ek is liefde. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, almal wat refuge nodig het, kom na my toe. Ek sal daar wees vir jou. Ek is 'n goeie God. Ek is 'n liefdevolle God. So alles wat hy doen word gemotiveer deur liefde, geregtigheid, God se vriendelikheid. God se goedheid is perfek. Wie van julle het al goeie intensies gehad en dan backfire dit in jou gesig? Okay? God se intensies is altyd goed. So wanneer God iets doen, moet ek en jy nie dink God se motief was iets anders nie. Ja, God wil my nou net weer straf. God wil my gegooi met 'n weerligstraal. Nee, hy's goed. Hy's liefde. Ja, ek en jy moet ophou met ons sonde. Sy goedheid het jy vir ons genade gebring. Maar dit beteken nie dat ek en jy sy goedheid kan mee speel en sê, wel ek kan maak en breek soos wat ek wil en ek kan sondig soos wat ek wil en ek kan al die plesiere van die lewe deurgaan soos wat ek wil. Ek gaan doen wat ek wil. Nee, dan fokus jy op jou vlees.
Die Here gee juis sy genade, dat wanneer ek en jy sondig, dan kan ons kom na hom toe, en ons kan hom aanbid, en ons kan vergifnis by hom kry, en God kan ons herstel. Moenie net maak wat jy wil nie, daar's geregtigheid, en dis wat die mooi prentjie is van God, God se goedheid, omdat daar geen verkeerde goed in God is nie, is God geregtigheid. Leanne het verlede week gepraat oor Jehovah Tsidkenu, wat beteken God is our righteousness. Geregtigheid is wie God is. Okay? En in sy geregtigheid het hy goedheid. Is sy goed. Julle hoor wat ek sê, God se wese vir my en vir jou, is dat ons ek gaan dit in Engels sê, that we should be in right standing with God. That everything that we do for the glory of God. Not for ourselves. God se goedheid gaan nie oor my en jou nie. God kan homself nie keer nie. Want as jy in sy teenwoordigheid instap, stap jy in goedheid in. En as daar verkeerde goed in jou lewe is, dan gaan daar konflik wees. Daar gaan 'n storm wees. En dan moet jy jouself uitsorteer, sodat jy God se goedheid in die pure vorm kan kry. Want anders gaan jy heeltyd wonder, is God regtig goed? Want my emosies dit en my omstandighede dit. Wanneer die Bybel sê die Here is goed, herinner dit ons daaraan, dat sy planne betroubaar is en sy hart medelydend is. Sy goedheid word nie beperk deur ons gedrag of omstandighede nie. Dit vloei voort uit sy ewige karakter. Dit vloei uit van wie God is. Jakobus 1 vers 12. Hy sê, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Wie van julle gaan deur testings and temptations? Daar's gedurig versoekings en toetsings wat deurkom. Ons moet net patient wees en ons moet aanhou deurdruk en fokus op God. Hy sê, afterward they will receive the crown of life that God has promised to those who love him. And remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong. And he never tempts anyone else. Temptation comes from our own desires, which entice us and drags us away. So daar is begeertes in jou en dit is waar die versoekings kom. Die vyand weet, jy like daai goedjies, daai dingetjies. En hy weet om daar te gaan krap en die versoeking daar te plaas. En dan dit wat binne in jou is, trek na daai goed toe. Maar die woord van die Here sê, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Wat beteken dit? Ek draai my rug op die versoeking. Almal van ons word versoek. Maar almal van ons kan versoekings oorkom en kan dit oorwin. Hoekom? Want die Here gee vir ons, en ek dink is in 1 Korintiërs sê hy, en God gee saam met die versoeking sal God kom en hy sal vir jou die uitweg gee. Hy sal vir jou die exit door wys. Die Here wys daai flikkerende liggie bo die deur, exit hier, hardloop. Hou op speel met sonde. Hardloop weg. Jy's nie 'n sussie as jy weghardloop vir sonde nie. Nee, pastoor, ons gaan hom fight. Dis reg, dan moet jy fight. Maar trek iemand saam met jou in dan om te fight. Maar ek glo op die beste manier vir jou, om jou sonde nie in jou lewe vatplek te gee nie, is hardloop weg vir die temptation. Hoe hardloop jy weg vir die temptation? Hier's 'n voorbeeld. Jy kyk TV, lekker, gemaklike TV. Ewe skielik begin daar scenes oppop wat nie baie kosher is nie. Julle weet wat ek bedoel. Kinders hou toe julle oë, maar jou oë is oop. En jy kyk, en jy spandeer tyd. Is amper klaar, amper weg. Moenie worry nie. Hardloop weg, skip, sit die movie af, doen iets anders. Maar beskerm jou eie oë ook. Nee, ons beskerm ons kinders se oë. Dis prys die Here, jy's 'n goeie ouer. Maar jy moet jou oë ook beskerm. Jy kom in geselskappe by skool of by die werk of so en mense begin nonsens praat. Wat doen jy? Staan jy en wees deel van die nonsens? Of staan jy op en sê sorry, stop hierdie nonsens? Of stap jy weg?
Ek en jy moenie met versoeking speel nie. Baie mense val vir die versoekings en dan blameer ons die Here. Hy's nie goed nie want hy het my nie die genodige krag gegee om hierdie ding te oorwin nie. Nee, jy het self gesubmit vir daai goed. Sê vir een langs jou, die pastoor is nog steeds lief vir julle. Luister mooi wat sê. Temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. So don't be misled, my dear brothers and sisters. Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heaven. He never changes or casts a shifting shadow. Weet julle, daar's een ding wat God nie het nie. Dis 'n skaduwee. God het nie 'n skaduwee nie, want hy's lig. Daar's geen duisternis in hom nie. Niks. So 'n paar Bybelse waarhede wat ek en jy kan vasvat van hierdie naam, van God se goedheid. Is God se goedheid is die fundament van sy barmhartigheid en genade, van sy mercies and grace. Omdat God goed is, het hy vir my en vir jou genade. Dis omdat hy goed is, dat hy vir ons genade het. Sy goedheid bring lig in tye van donkerte. Wie van julle het 'n bietjie hoop nodig? Jy het hoop nodig vir dit wat voor lê, jy het hoop nodig vir dit wat kom. As jy fokus op Jesus en sy goedheid sien, God se goedheid ervaar, dan het jy hoop vir die pad vorentoe. Jy mag dalk nou in 'n donker tonnel wees, maar as jy ver vooruit kyk en sien jy die lig aan die einde van die tonnel, dan staan hoop. Ons gaan uit hierdie tonnel uitkom. En jy stap en jy hou aan stap. Want God se goedheid bring lig. Ons kan sy bedoelings volkome vertrou, want hy is van nature goed. God het nie bymotiewe nie. God het nie extra motives agter sy goedheid nie. Ek gaan goed wees vir jou sodat jy meer dit vir my kan doen. Ek gaan goed wees vir jou sodat jy my kan dien. Nee, God is goed. En omdat hy goed is, kan ek en jy onsself nie help nie. Ons wil hom dien. Ons wil dankbaar wees teenoor hom. Ons wil sy naam oplig, want hy is goed. Of ek en jy hom dien of nie, God bly goed. Of ek skree halleluja, of prys die Here. Daai lofsange wat ek maak hom nie goed nie. God is goed. Maar omdat hy goed is, kan ek soos hierdie hier staan, shout with joy, for the Lord is good. Dis hoekom ons praise and worship, want God is goed. Om sy goedheid te ervaar, lei tot dankbaarheid en aanbidding. So ek wonder baie keer, as ek na my eie lewe kyk, in die tye wat ek nie lus is om te praise and worship nie, die tye wat ek nie lus is om sy naam groot te maak nie, dan dink ek en ek kyk na my eie lewe en dan dink ek by myself, sien jy God as goed? En so ja Here, ek repent. Daar's kere wat ek so vaskyk in my omstandighede, so vaskyk in my tekortkominge, so vaskyk in my wie ek is en al hierdie goeters, dan wonder ek baie keer, ja, is ek op die regte plek? Doen ek wat reg is? Is daar goedheid in my lewe? Is God goed? En sodra daai gedagtes begin kom, moet jy weet, dit is nie van God nie. Dit is nie van God nie. Hoekom? Want God se goedheid sal jou altyd bring na joy. God se goedheid bring jou altyd terug na vreugde toe. God se wees is altyd goed en reg, selfs wanneer ons dit nie verstaan nie. Selfs wanneer ons dit nie verstaan nie. Jy gaan miskien deur 'n siekte, jy het miskien iemand in die dood afgestaan, daar was miskien 'n ongeluk, daar's bad stuff wat gebeur het, en ons verstaan nie altyd hoekom die goed gebeur nie, maar dit verander nog steeds nie die
feit nie. God is goed. Sê vir een voor jou, God is goed. God is goed. Amen. Deuteronomium 32 vers 4 sê, He is the rock. His deeds are perfect. Everything He does is just and fair. He is a faithful God who does no wrong. How just and upright He is. Sy hart is vriendelik, vrygewig en vol barmhartigheid. God stel belang in jou. God stel belang in jou. Hy wil sien dat het goed gaan met jou. Hy wil sy goedheid oor jou uitstort. Julle ken die storie van Jona? Nee, Jona het ons weggehardloop vir die Here, want die Here het vir hom gesê, gaan sê vir Nineve, ek gaan hulle vernietig. En toe wat doen hy? Hy hardloop aan die ander kant toe. Hy gaan teen God se wil en hy gaan klim op 'n boot en eventually beland hy in 'n storm en daar spring hy nie en dan val hy in die water of hulle gooi hom in die water en daar kom 'n vis en hy sluk hom in. So luister wat sê Jona 4 vers 2. So he, Jona, complained to the Lord about it. Hy het tantrums gegooi. Hy gesê ek wil nie gaan nie. Maar hoekom gooi hy 'n tantrum? Didn't I say before I left home that you would do this, Lord? That is why I ran away to Tarshish. I knew that you are a merciful and compassionate God, slow to get angry, filled with unfailing love. You are eager to turn back from destroying people. Ons ja, Here, vernietig vir Nineve, wipe hulle uit. Ja, laat die vuur op hulle val, dat hulle uit mekaar uitspat en ja, destroy. En Jona sien net rooi en hy sê, yes, Here, ja, my vyande gaan oorwin word. En God sê vir hom, gaan na Nineve toe. Sê vir hulle, as hulle nie repent nie, gaan ek hulle vernietig. Nee, Here! Nee, ek gaan nie. Ek weier. Hoekom het hy daai reaksie gehad? Want hy het geweet, as Nineve net 'n oomblik het van, Here, ons is jammer, dan gaan die Here hulle almal vergewe. En Jona wou sien dat sy vyand verbrand word. Jona het God se karakter beter geken as wat ek en jy hom vandag ken. As hy taxi voor jou inry. Here, laat 'n vuurkolom uit die hemel uit neerdaal. Jy kry rooi oë. Ja, ek weet van julle, né? Want ons almal is daar. As hy taxi se voor jou inry en jy moet uitswing. As daai ou net omdraai en sê, Here, ek is jammer. All resistance crumble. En die Here sê, great, ek vergewe jou. Hoekom? Want in God se karakter is hy goed. In God se karakter is hy liefde. In sy karakter, in sy wese, wie hy is. As mense omdraai en sê, Here, vergewe my. Kom. Jy het net gister die Here vervloek en geskel en vir almal vertel hoe sleg die Here is en toe kom jy tot jou sinne en jy sê, Here, ek is so jammer oor daai wat ek daar gesê het. Ek het nie geweet wat ek doen nie. Here, vergewe my. Dan kom die Here en hy sê, kom, ek vergewe jou. 'n rower hang op 'n kruis langs hom. Die een spot en die een gaan aan en hy sê, ja, wie's jy? Jy sê jy's 'n redder, jy sê jy's die Messias. En die ander ene sê, weet jy nie met wie jy praat nie? En hy sê, Here, onthou my net.
Hy het nie 'n Sondagsgebed gedoen nie, hy is nie gedoop nie, hy is nie gevul met die Heilige Gees nie. Hy het aan 'n kruis gehang in sy sonde. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek meen, dan kom ek en jy en dan wil ons vinger wys na mense. Ons wil kyk na mense se sondes en ons wil dit doen en as ons sê ons is kinders van God, hy woon in ons, dan beter ek en jy ons visie verander, want ons kyk nie meer met ons eie oë na mense nie, ons kyk met God se oë na mense, en as mense jammer sê, dan sit prys die Here en ek gryp en ek soen en ek vergewe. As God vir my en vir jou kan vergewe, dan kan ons ook mense vergewe. Amen? God se goedheid verander nooit. God is goed. Dis ons wat verander. Dis ons wat God buite sy karakter wil plaas. Dis ons wat God wil evalueer deur ons eie oë. Ons wil kyk na God en sê, ja, die Here is nie goed nie, want kyk al hierdie omstandighede. Ons wil kyk na al die dinge rondom ons en sê, ja, maar die Here dit en die Here dit en die Here. Nee. Ek en jy moet in lyn kom met God. Ek moet in lyn kom met waarmee God besig is. As God gesê het spring links, dan spring ek links. As God gesê spring regs, dan spring ek regs. Hoekom? Because we are his subjects. Ons is sy kinders. Die Bybel sê ons is sy slawe. Ons is vryslawe. Ons het ons eie wil, maar hy is ons koning. Ons doen wat hy sê. Ek en jy is so gefokus op ons eie omstandighede, dat ons eie mindsets volg, ons eie dinge wil doen. En in die proses ervaar ons nie God se goedheid nie, want ons harte weg van hom af. Ek wil vandag uitroep en sê, hardloop na God toe. Hardloop na die Here toe. Hardloop in sy goedheid in. Ten spyte van die storms wat rondom jou is. God is goed. Punt. God is goed. Punt. Nie God is goed want nie. Nie God is goed want ek het hom nou geloof en prys nie. Nie God is goed want hy het gedink dis 'n goeie plan om vir ons as mense skape nie. Nee, God is goed. Punt. En ek en jy val in met wie God is. Ek en jy soek hom. En wanneer ons hom soek, ervaar ons sy goedheid. Ervaar ons sy liefde. Ervaar ons sy geregtigheid. Ervaar ons wie God is. As jy in sy teenwoordigheid instap, dan stap jy in sy volle teenwoordigheid in. En wat ek en jy dan ook al op daai stadium nodig het, God is. Hy sê, I am who I am. I am who I am. Ek is wie ek is. Staan saam met my. As daar een ding is wat julle vanoggend moes hoor, is dit die volgende woord. God is goed. God is goed. Punt. God is goed. Punt. Hou op rondhardloop. Hou op redenasies uitfigure. Hou op. Fokus op God. Fokus op dit wat die Here vir jou instoor het. Want sy goedheid sal jou agtervolg. It will run after you. Amen. Here, ek wil bid vir elke man en vrou wat in hierdie plek is. Ek dank U Heilige Gees dat U ons vandag net kom wakker maak rondom U woord. Dat ons kan weet vandag dat U is goed. En dat daar geen
slegte dinge in U is nie, dat daar geen duisternis in U is. Lord, there's no wrong in you. You are just and right. You are good. That's who you are. En Here, ons het vroeër gesing, that's who you are, that's who you are, that's who you are. En Here, ek bid dat ons hierdie week sal besef, that is who you are. You are good. You're a good God. All the time, and all the time you are good. En Vader, ek vra dat U en U Gees in ons, dat U ons sal lei wanneer ons in hierdie storms betrokke raak, wanneer ons in hierdie omstandighede is, wat dit nie altyd lekker is nie, wanneer ons in die put beland, wanneer ons in die tronk beland, wanneer ons verkoop word, Here, wanneer ons vloere moet skrob in Potifar se huis, Here, wanneer ons in die tronk beland en ons daar in verkeerde redes daar geplaas is, dank ek U, Here, dat ons nog steeds, ten spyte van hierdie storms, ten spyte van hierdie dinge rondom ons, dat ons nog steeds kan sê, U is goed. Want U is goed. En Here, ek wil bid dat ons emosies en ons omstandighede in lyn sal kom met wie U is. Ek dank U daarvoor, Here. Al die lof en al die ere kom U toe. Ontvang die seën van die Here vanoggend. May the Lord bless you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, dat ons hierdie week sal ingaan met die wete dat U is met ons, dat U goedheid ons agtervolg. En so wil ek vra, Here, dat U ons sal help om in hierdie week werklik lig en lewe sal wees. Dat ons werklik lig en lewe sal wees vir mense daar buite. Here, dat ons lig in donker plekke sal inbring, sodat mense hoop kan kry. Help ons, Here, om die lewe van Christus met mense te deel en so werklik lig en lewe te kan wees in hierdie week. Seën ons, gebruik ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.